Welkom by Onderwys in Gesprek. Hierdie is ons laaste potsending vir 2025 en ek is Karin Bloem, hoof van onderwysprojekte by AfriForum. En dit is my baie lekker om vandag met Petronel Fourie te praat. Sy is die projekbestuurder van Weet. En ek het dit goed gedink om bietjie met haar te gesels oor Weet, want ek dink nie baie mense weet wat behels Weet nie. En dit is 'n ongelooflike oulike nuwe navorsingsmiddel wat deel is van Marula Media en Petronel is hier om vir ons 'n bietjie meer daarvan te vertel. So Petronel, baie dankie dat jy deelneem aan ons potsending vandag. Vertel ons 'n bietjie meer van Weet, hoe het dit tot stand gekom en waar kom die idee vandaan? Dankie Karin, dit is vir my baie lekker om met jou te gesels vanoggend. Ja, Weet is wat mense COVID baba kan noem. Want dis is gebore in die COVID-tyd, of die gedagte daarvoor is toegebore, die droom, omdat ons agtergekom het dat daar in die tyd toe kinders by die huis moes skool gaan en take doen en dinge op hulle eie reg kry, daar eintlik baie min Afrikaanse hulpbronne op die internet is. Veral vir die kleiner oudjies, die laerskoolkinders. So toe het ons besluit by Marula Media dat ons iets gaan skep, 'n hulpbron, 'n e-naslaan gids, dis basies 'n ensiklopedie aanlyn wat gemik is op kinders, in kindertaal geskryf is, onderwerpe wat bedoel is dat kinders dit kan verstaan, maar wat vir hulle nodig en relevant is. So ons het begin by die laerskoolkurrikulum, veral graad 4 tot graad 7, en na al die onderwerpe gekyk wat kinders moet leer, en veral take oordoen en meer kennis oor hê. Ons het ook besluit ons gaan dit so 'n bietjie verder vat as die skoolhandboeke. Ons wil nie net die skoolhandboek dupliseer op die internet nie. So ons artikels het alles so 'n bietjie 'n ander invalshoek of 'n bietjie meer inligting, hoewel dit ook is wat hulle op skool moet leer. En nadat ons die kurrikulum getakel het, het ons besef kinders het eintlik bietjie 'n gat in hulle opvoeding wat geskiedenis betref. So ons het 'n allerhande geskiedenisonderwerpe wat hulle nie meer op skool leer nie, ook gaan navors en artikels op Weet geplaas. Dit is verskriklik oulik, Petronel. Nou sê vir my, jy het nou bietjie geraak aan die ouderdomsgroep, graad 4 tot 7. So ek neem aan dit is dan ons primêre verbruiker van Weet, of dit is nou vir wie dit nou baie lekker sal werk wanneer dit nou kom by skooltake of toesprake of enige so iets. Ja, dit is ons primêre teikenmark. En sê vir my, gaan julle een of ander tyd dit uitbrei na hoërskole toe ook, in hoërskoolouderdomme? Ja, dit is die plan vir volgende jaar, maar dit is nogal interessant om te sien, Karin, hoeveel gaatjies mens nog vind. Jy weet, dis die lekkerte van 'n internetbron, want ons het die basis gelê vir graad 4 tot 7. Maar ons moedig mense aan om vir ons te laat weet as hulle ietsie soek en nie vind op Weet nie, dan skryf ons vir hulle 'n artikel oor daardie onderwerp. So ons het al vir die kleiner oudjies ook artikels geskryf oor naaldekokers en skoenlappers, want ons weet in graad 2 doen hulle 'n praatjie oor goggas. So ons het al vir die kleiner oudjies goed geskryf. Ons het ook al onderwerpe gekry wat ons weet na die hoërskool kurrikulum toe gaan, letterkunde, goeie soos dit, wat ons weet eintlik nou nie meer vir die laerskoolkinders bedoel is nie. Maar ons probeer ook ons artikels so skryf dat dit nie net byvoorbeeld op 'n graad 4tjie gemik is nie, al weet ons hierdie is deel van sy kurrikulum, want baie onderwerpe leer die kinders tog oor en oor, elke graad weer daaroor, bietjie meer. So ons het ons artikel so ingedeel dat jy die basis kry, maar ook meer. So as jy in graad 4 is en jy het net nodig om tot op 'n sekere punt ietsie te weet oor Nelson Mandela, dan lees jy net tot daar, maar vir die ou wat meer inligting nodig het, gaan daar nog inligting wees. Dis verskriklik interessant en iets waaraan ek ook gedink het met my voorbereiding vir hierdie potsending was dat jy weet, kunsmatige intelligensie begin al hoe meer 'n groter rol speel, en of mens dit nou wil erken of nie, dit is nogal 'n maklike, vinnige en handige hulpbron, maar iets wat ek ook besef is dat kinders of jong mense het nie altyd die kennis wanneer kunsmatige intelligensie vir hulle sekere inligting uitspoeg,
of dit noodwendig akkuraat of geloofwaardig is nie. En ek dink hier is weet nou 'n vreeslike lekker aanvuller, want dit is iets waar op hulle dit kan kan gaan vergelyk om seker te maak, jy weet, is ek nou in die regte lyn van navorsing of is my taak nou op die regte spoor, en dan nou natuurlik iets wat regtig 'n geloofwaardige bron is te gebruik om aan te vul. Nou om daarbey aan te sluit, wie skryf julle artikels of waar kry julle inligting vandaan? Ja, Karin, ek kan net met jou saamstem, die hele internet is eintlik twyfelagtig soms. Mens moet jou webblaaier baie goed kies en dan kom kunsmatige intelligensie nou nog by. Ja. Maar dit was vir ons die belangrikste ding toe ons begin het met weet. Die Weet webblad is in 2022 reeds bekend gestel en van daar af bly dit ons belangrikste ding om vir kinders te kan sê waar kry ons inligting. So ons het 'n bronnelys onderaan elke artikel wat vir jou presies wys waar dit vandaan kom. Maar selfs voor dit is ons proses regtig so goed as wat dit kan wees, dink ek. Ons werk so. Ons identifiseer die onderwerpe volgens die kurrikulum of volgens 'n tema. Ons sal byvoorbeeld in die Olimpiese spele tyd het ons al die sportsoorte getakel en daaroor geskryf. En in die verkiesingstyd het ons oor politieke onderwerpe geskryf. So ons bly ook by met wat tans in die wêreld aangaan. Maar so kies ons onderwerpe. En dan het ons 'n span skrywers, regtig gesoute navorsers en gerekende skrywers, mense wat al lank in die journalistiek of in die akademie is en regtig weet wat hulle doen. Ons het 'n stylgids met 'n handleiding wat vir hulle sê presies hoe die artikels moet lyk, hoe lank dit moet wees, watter fasette daarin moet wees, want elke artikel is ook nie net 'n spul inligting wat jy nou hier moet self soek wat is dit wat jy nodig het nie. Ons het dit baie gebruikersvriendelik opgestel. So daar's die opskrif wat jou nou gaan lei na die onderwerp wat jy voorsoek, en dan is daar lekker boeiende inligting aan die begin. Jy weet, goeders wat nou regtig nie sommer net die algemene kennis is noodwendig nie. Ons het 'n inhoudsopgawe wat die artikel opdeel in verskillende onderafdelings, wat ons die agtergrond gee, wat ons die belangrike momente in 'n geskiedkundige gebeurtenis byvoorbeeld gee, en dat ons baie prente, daar's baie visuele elemente in ons artikels. Een van die beste dinge van ons artikels, dink ek, is ons woordbank. Moeilike woorde, probeer ons nie vermy nie, hoewel ons dit skryf op so 'n manier dat die kind sal verstaan, definieer ons liewer woorde wat ons dink kinders dalk nie sal verstaan nie. Eerder as om rondom dit te praat of af te praat op 'n kind, gee ons vir hulle die verduideliking van 'n woord, sodat hulle eie woordeskat kan uitbrei en op die manier ook leer. So dis 'n baie lekker funksie van weet daai. Ja, dis verskriklik oulik, want ek vind ook partykeer gebruik 'n mens groot woorde en dan verstaan mense dit nie. En hierdie is nou 'n verskriklike oulike manier juis om daai groot woorde mooi te gebruik en dan soos jy sê, die woordeskat uit te brei, want dis tog op die einde van die dag ook 'n groot aanwinst vir ons taal, om dit nie net te bly vereenvoudig nie, maar dit ook te help groei en dit uit te brei. So dit is wonderlik. Ja. Petronel, nou sê vir my, daar's nou natuurlik verskillende kategorieë waaronder jy nou kan gaan naslaan. Noem vir my so 'n paar van die kategorieë en hoe ek weet jy het nou gesê jy het nou die graad 4 tot 7 kurrikulum gebruik. Het julle daai kurrikulum ook gebruik om die verskillende kategorieë te bepaal? Nee, weet jy Karin, ons het eintlik besef nadat ons die kurrikulum nou redelik gedek het dat daar soveel meer wat kinders kan weet en behoort te weet. So die skoolkurrikulum is een van ons kategorieë, maar ons het nog 11 ander kategorieë. Wonderlik. Ja, en daar het ons laat lei deur waarmee die tradisionele ensiklopedie eintlik werk. So ons het gaan kyk wat Britannica doen en so aan, en dan het ons 'n afdeling geskep vir politiek en 'n afdeling vir leefstyl en vir godsdiens en vir taal spesifiek. So daar's 'n paar verskillende afdelings wat dit net vir jou makliker maak om by die onderwerp uit te kom waarna jy belangstel of waarna jy spesifiek soek. En dit het dit ook vir ons gaan makliker maak om seker te maak dat ons die inligting korrek modereer. Want deel van ons proses is nadat die skrywer geskryf het en die artikel is ingegee, dan kyk ons na die onderwerpe, veral die sensitiewe onderwerpe wat mense nie altyd dieselfde oor voel nie en waar daar so 'n bietjie gesprek oor gevoer kan word. Dan kry ons 'n kundige op daai gebied. Iemand wat bietjie meer weet oor godsdiens of oor politiek of so aan, en laat hulle eers daai artikel deurlees. By die skoolkurrikulum het ons kundiges by die skole gaan kry, so 'n vakhoof en 'n departementshoof, om seker te maak die inligting is korrek en volledig. Dis vir ons baie belangrik dat dit volledig moet wees.
En dan, as hulle klaar daarna gekyk het en aangevul het, dan kyk 'n teksversorger daarna om seker te maak die taal is regtig mooi en goed. En dan eers word dit gepubliseer. So ons het regtig, ons doen alles wat ons kan om seker te maak dis volledig en korrek en so uitgebrei en gebalanseerd as wat dit kan wees. Dis regtig vir my fantasties, want ek dink net, ek het nog in die tyd groot geword wat mense nog biblioteek toe gegaan het en in die ensiklopedie gaan blaai het en dan by die fotostaatmasjien die bladsye afgerol het wat jy nou vir jou taal kan gebruik. Ja. En dis absoluut wonderlik dat hierdie e-naslaangids nou op die internet beskikbaar is en dit is ook vervat in 'n oulike toep wat jy op jou selfoon kan aflaai, nê. So dit is maklik vir ouers om ook vinnig hulle kinders te help en natuurlik nou vir kinders wat deesdae so goed is met selfone om sommer hulle self te help. Ja, nee, verseker Karin. Kyk, ek moet sê op die webblad self kan jy enige artikel aflaai as 'n PDF sodat jy dit kan druk, dat dit maklik is vir navorsing. En op jou toepassing op jou foon is dit 1 2 3. Ek bedoel dit is so maklik om inligting te bekom. Ons werk ook 'n paar ekstra funksies by op ons toepassing om dit nog lekkerder en makliker te maak. So volgende jaar sal ons 'n paar opvoedkundige speletjies op ons toepassing by hê. Ons het luisterartikels wat tans op ons webblad ook is, maar van volgende jaar af net op die toepassing, sodat jy na die artikel kan luister. Wat 'n wonderlike toevoeging is, want hoewel ons mense en kinders wil aanmoedig om te lees, het almal nie die tyd nie, weet dit is net maklik om terwyl jy op pad is see toe sommer die speelknoppie te druk en liewer te luister as te lees. Ja, en wat vir my ook baie interessant is, ek weet daar is nogal baie kinders wat partykeer sukkel met disleksie of so iets, so dit is moeilik vir hulle om lang artikels te lees, maar hulle kan baie goed luister en nog steeds verstaan, so dit is 'n wonderlike manier om vir kinders wat so leeruitdaging het ook te help. So dit is 'n wonderlike toevoeging, ek is 'n groot voorstander daarvan. Pieternel, sê vir my, okay, mens moet nou kan inteken op Weet. Ja. Hoe werk dit en wat kos dit? Ja, Weet is op enige van die aanlyn winkels beskikbaar. As jy Weet app intik, dan gaan jy dit kry. En Weet kos R120 vir 'n hele jaar. Dit is R10 'n maand, dit is eintlik verniet weggee. Dis net sodat ons professionele mense wat hierdie inligting vir ons saamstel 'n geldjie kan gee. Maar en die funksionaliteite gaan uitbrei soos wat dit aangaan. Die inhoud brei die heeltyd uit. Ons skryf 'n gemiddeld van 350 nuwe artikels per jaar. En soos ek nou vroeër genoem het, weet ons vra vir insette van die gemeenskap, ons wil graag voldoen aan ons gebruikers se behoeftes. So dis regtig 'n gemeenskap vir 'n projek vir die gemeenskap. Wat ons nou in 'n gerieflike app vir jou beskikbaar het, 'n toepassing wat jy maklik kan kry as jy Weet app gaan soek op enige aanlyn winkel. En tik jy daai Weet net WEET, dit hoef nie hoofletters of enige iets, hy vat hom op enige manier. Ek dink hy vat hom op enige manier. Enige manier. Jo, en dan ek wil net beklemtoon dat dit is regtig baie bekostigbaar, net R10 per maand of R120 'n jaar, en ek dink dit is 'n fantastiese geskenk vir kinders, veral nou met Kersfees wat wink vir ons en minder as 'n maand weg is, wil ek regtig vir ouers en grootouers aanmoedig as jy wonder wat om in daai Kerskous te sit, kry 'n Weet intekening vir jou kleinkinders of vir jou kinders vir 'n jaar. Hoe gaan hulle te werk om daai intekening te kry? Registreer jy op die app of op die webblad of op beide? Ja, nee, die webblad is nog heeltemal gratis. Vir die app registreer jy en dan is daar stappe wat jy volg. Gewoonlik is dit sommer op 'n kredietkaartrekening soos wat jy aan jou ander apps koop. Okay. So werk. So dis maklik en eenvoudig. Ja, en ek moet sê die kurrikulum is 'n baie lekker ding wat ons bied op Weet, maar andersins is daar soveel interessante inligting. Ons het sopas elke Afrika land se artikel gelaai met die kaart van Afrika kom binnekort ook by. Jy weet, en daar's inligting oor emosies en sport en ek dink dit en dit is daar, wraggie. So dis nie net opvoedkundig nie, dis regtig ook vermaaklik. Dis lekker vir kinders, dis mooi verpak. My kinders is mal oor Weet en ek dink regtig
ander kinders sal dit ook baie geniet. Ja, verseker. Ek wens ek kon vir almal nou wys hoe mooi en aantreklik en verbruikersvriendelik dit lyk, maar ek hoop nou hierdie potsending maak die luisteraars opgewonde om sommer dadelik te gaan kyk as hulle hierna luister. Pieternel, as hulle nou vir julle voorstelle wil maak, luisteraars het dalk 'n behoefte of hulle weet hulle kinders het nou te doen gekry met een of ander projek of 'n ding wat hulle nou nie inligting kon kry nie, waarheen stuur hulle vir jou 'n e-pos om 'n voorstel te maak of 'n vraag te vra rondom inligting? Ja, my e-posadres is petronel@weet.co.za, net soos wat mense dit sê, Petronel. En andersins kan mens die webblad besoek, weet.co.za, en deur die kontaklys, die kontakblad ook e-pos stuur wat by my sal uitkom. Okay, wonderlik. Petronel, nogmaals baie dankie vir jou tyd en dat ons 'n bietjie meer oor weet kon gesels. Ek dink is regtig wonderlik en ek sien so uit na verdere uitbreidings wat op hierdie platform gaan plaasvind en baie sterkte met julle werk en dankie dat julle sulke wonderlike werk vir ons kinders doen in Afrikaans. Dankie Karin, is 'n groot plesier.